weet nie of jy voel soos ek voel nie, maar 'n braaivleisvuur ruik darem maar baie lekker. En is gewoonlik nie jou eie braaivleisvuur nie, maar die braaivleisvuur van jou buurman of jou buurvrou wat die lekkerste ruik. As die reuk van hulle braaivleisvuur oor jou heining kom en jou huis bereik, dan is jy altyd dadelik lus vir braaivleis, al het jy sopas jou eie braaivleis geëet. En dit herinner my eintlik aan 'n gebruik wat die ou Israeliete gehad het. Hulle het gewoonlik, as hulle die Here wou paai, of hulle wou vir die Here hulle toewyding wys, dan het hulle offers aan die Here gebring. En dit het behels dat hulle een of ander dier of een of ander graanoffer gevat het, en dat hulle dit op die altaar gaan brand het, en dan het die rook van daardie offer opgegaan na die hemel toe, en een van die grootste wense wat die ou Israeliete uitgespreek het, was dat die reuk van hulle offer vir die Here aanneemlik sal wees. Maar Paulus praat eintlik op 'n ander manier hieroor, op 'n verrassende ander manier. In Romeine 12 skryf Paulus vir die Romeinse gelowiges dat op grond van die Here se ontferming. So Paulus begin eintlik deur te sê, die Here is vir julle lief. Die Here gee om vir julle. Die Here het ontferming aan julle bewys in Jesus Christus. Hy het sy liefde aan julle bewys. Paulus begin eintlik by die verhouding tussen die Here en die mens, en hy sê, julle kan nie offers bring om vir die Here gelukkig te maak nie, want die Here is reeds met julle gelukkig. Hy het ontferming aan julle bewys, hy het liefde aan julle bewys. Hy sê, dit is die tipe God wat julle dien. En op grond van hierdie Here wat ontferming aan julle bewys het, gaan wees julle dan nou lewende en heilige offers wat vir die Here aanneemlik is. Kan jy hoor hoe Paulus eintlik verwys na die gebruik wat die ou Israeliete gehad het, maar hy keer dit totaal en al op sy kop. Wanneer Paulus sê ons moet lewende en heilige offers wees, dan sê Paulus eintlik, ons hoef nie ons liggame ergens op 'n brandstapel te gaan neergooi, sodat ons rookie opgaan na die hemel toe en die Here se neusgate bereik, en dan sal die Here eers met ons gelukkig wees nie. Hy sê nee, ons moet lewende offers wees. Ons moet met ons liggame, met ons lewe, moet ons ietsie vir die Here offer, nie omdat ons vir die Here probeer paai, of omdat ons die Here probeer gelukkig maak nie, maar omdat ons dankbaar is vir daardie groot ontferming, wat die Here eerste aan my en jou bewys het. En ek dink, dit is wat die Here aan my en jou gedoen het, en gaan dink 'n bietjie aan al die kere waar die Here al ontferming in jou lewe aan jou bewys het. Waar het die Here uitkoms vir jou gebring, wat jy so baie oor gebid het, en ja, dit was dalk nie die prentjie wat jy in jou kop gehad het nie, maar dit was 'n beter prentjie, as wat jy in jou kop gehad het. Waar het die Here al verhoudings help herstel in jou lewe, waar jy moedeloos was daaroor? Waar het die Here al saam met jou 'n pad gestap, en jou dalk opgetel toe jy geval het, en jy nie self die energie gehad het om vorentoe te gaan nie? Ek is seker ek en jy kan elkeen sulke verhale in ons lewens vertel. En dit is hierdie Here wat eerste ontferming aan my en jou bewys het, wat vra dat ons lewende en heilige offers vir hom sal wees. Dat ons nie hierdie ontferming sal inneem in ons liggame en ons lewens in, en dit op 'n synige manier vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit met die res van die wêreld sal gaan deel. Mag ek en jy met geopende oë leef, om raak te sien waar die Here my en jou wil gebruik om lewende en heilige offers te wees. Mag ek en jy vir die Here vra dat ons krag en energie sal ontvang om hierdie lewende en heilige offers te wees. En mag ons vir die Here vra om ons toe te rus om hierdie lewende en heilige offers te wees. Hemelvader, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U eerste ontferming aan ons bewys het. Help ons, Vader, om lewende en heilige offers vir U te wees. Nie omdat ons U wil paai, of omdat ons U wil gelukkig maak nie, of omdat ons meer liefde van U af wil kry nie. Dankie dat ons dit kan doen, omdat U eerste aan ons liefde bewys het. Help ons en lei ons, Vader, om ander raak te sien en om ontferming te gaan betoon, waar U wil hê ons dit moet doen. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met my gekuier het. Hoopelik leef jy, kuier ek en jy gou.